Goeiemôre gemeentefamilie. Baie welkom en almal wat hopelik ook op YouTube saam met ons is. Terwyl ons nog so 'n paar minute wag vir die res van die familie, kom ons staan en ons begin met die geloofsbelijdenis van Habakuk. Te midde van tawwe tye en sy dae was die belydenis: nogtans sal ek jubel in die Here. Kom ons staan.
As jy daai woorde opreg gesing, gebid het uit jou hele menswees, dan het ek eintlik vir jou amper goeie nuus. Eerstens, die Here antwoord dit. As jy jouself gee, sal hy jou ontvang en jou omarm. En dan wil ek amper sê, kan ons eintlik nou maar gaan koffie drink. Ons het genoeg gehoor. As die Here dit deur sy gees wil dat dit waar word. Dis wonderlik om saam met julle elkeen te wees en ons wil begin die diens soos ons gebruik is in hierdie dankfeesjaar om vir die Here dankie te sê. En ek wonder wat jy sou lys vanoggend. As ek kyk na hierdie fantastiese skoon joernaal vir hierdie jaar staan op dankbaar. En dit daag my uit om wanneer ek skryf, dagboek hou, om daai beginsel te hê. En hierdie koppie koffie, hoop ek wat jy vanoggend gehad het, ek gaan hom met water volmaak, maar sê ook dankbaar, dankie Here. Een van ons gemeente tannies, Tannie Min Lamprecht, het hierdie fantastiese foto geneem, in die week hierso by Glentana, en dit vul my met dankbaarheid, so vir 'n oomblik, maak toe jou oë, praat met die Here, sê vir hom dankie. Here, ons vier fees oor u teenwoordigheid in ons lewe. En almal sê, amen. Kom ons bely ons geloof. Julle kan julle sitplekke inneem en ek wil vra dat die kinders vir my hier na vore kom. Julle eerste ry mag sit, maar julle gaan moet nader kom. En ek wil vir julle nou uit die groot mense se Bybel wil ek vir julle 'n paar verse lees. En wie van julle kan vir my sê die Bybelboek Handelinge, is dit in die Ou Testament of in die Nuwe Testament? Wie kan vir my sê? Hy? Dankie, julle het my gesig gelees dat ek ontsteld was, dat julle dink Handelinge is in die Ou Testament. Natuurlik, die hele Ou Testament is vol handelinge van God en van mense, meestal stupid mense en die wonderlike Here wat probeer red. En dan, in die Nuwe Testament, Handelinge. Wie kan vir my sê, die hoeveelste boek is Handelinge in die Nuwe Testament? Sê weer? 5de boek, jy's reg. Dis die 5de boek, en ek lees vir julle iets fantasties. So maak net vir 'n oomblik jou oë toe, en nou moet jy wees op die 9de uur van die dag. So dit was 9:00 die oggend.
die uur van gebed, so daar's mense wat bid, en ons is nou in Jerusalem. Okay, so in jou gedagtes, in Jerusalem, en ons is nou by die tempel, of ons is op pad. Petrus en Johannes op pad na die tempelterrein toe, hoekom hulle gaan bid? En nou, terwyl jy stap saam met Petrus en saam met Johannes, op pad na die tempel toe, wat sien jy? Jy sien 'n man, en jy ken hom, want hy is al van sy geboorte af, is hierdie oom, is hy verlam, en hy sit daar, hy word altyd daarheen gedra, van sy vriende of familie het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, bekend as Mooipoort. Sê gou vir my, wat was die poort se naam? Mooipoort. OK. En hulle het hom soontoe gevat sodat hy die mense wat by die tempelterrein ingaan, by hulle kan bedel. Dat hulle vir hom almoese kan gee. So sien in jou oë gedagtes, sien hierdie man wat al van 'n baba se tyd, kan hy nie loop nie, hy's lam, en daar's mense wat hom elke dag daar gaan neersit, en soos wat die mense gaan bid, hoop hy, omdat dit bid tipe mense is, hoop hy dat hulle vir hom iets gaan gee. Toe hy sien, so hy kan sien, maar hy kan nie loop nie, toe hy sien dat Petrus en Johannes op die punt was om die tempelterrein binne te gaan. Ek is seker daar was tempelwagte wat altyd vir hom gesê het, nee, jy kan nie hier binne kom bedel nie, bly buite. Toe vra hy vir Petrus en Johannes vir iets. Hy steek sy hande uit. Petrus, vergesel van Johannes, het stip na hom gekyk en gesê, kyk na ons. En hy het toe na hulle gekyk in die verwagting om iets van hulle nou te kry, te ontvang. Maar Petrus het vir hom gesê, en hy haal so uit, en hy maak sy sakke leeg, en wys, hy het niks geld by hom nie, en hy sê, silwer en goud, want die muntstukke van hulle tyd was of silwer of goud. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, staan op en loop. En hy het sy hand so vir hom uitgesteek, en hy het hom aan sy regterhand gegryp en opgehelp. En sy voete onmiddellik en enkels het sterk geword, 'n wonderwerk. En hy het opgespring en regop bly staan en rondgestap. Hoekom nou toets hy? Wow, ek kan loop. Hy het rondgestap en toe saam met hulle die tempelterrein binne gegaan terwyl hy loop en spring. En God prys en skree, ek kan dink uit halleluja. Die woord wat ons nou net gesing het. Halleluja wat beteken in Hebreëus prys God. Hy sing, hy roep, hy dans, hy skree. En wat is fantasties? Die hele volk, almal wat nou by die tempel is om te gaan bid, het gesien hoe hy God loop en prys. Hulle het hom herken as daai ou, ja, daai ou wat altyd by die Mooipoort van die tempelterrein gesit het met die oog op almoese. En hulle was vol verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Wys gou vir my op jou gesig verwondering en verbasing. Ja, kan jy glo? God het 'n wonderwerk gedoen. So eerste vraag vir julle, wie van julle het vanoggend silwer en goud saamgebring? So julle kan ook nie vir my silwer of goud gee nie. OK. Wie van julle het baie geld om weg te gee? Wie van julle? Kan ek sien? Het jy? Sê jy vir my bring? Jy bedoel eintlik pappa, nê? Nee. Pappa, en pappa gaan sê nee, nie hy nie, die man wat werk by die bank. OK. Ek het ook nie baie geld, baie nie. Maar ek het, dis ek my beursie saamgebring het, maar hy's leeg. Maar die kaarte is kaarte van belofte. Julle sal eendag leer oor dit. Maar vir julle, nou wil ek vir julle sê, wat so mooi is Johannes en Petrus wat 'n visserman was, en wat nou voltyds preek, en vir Jesus se naam, vir almal van vertel, hulle sê, ons het nie geld om vir jou te gee nie, verlamde man, maar weet julle wat,
wat ons het, gee ons vir jou. En dis nie wat hulle gehad het nie, dis wie hulle gehad het eintlik. Jesus het hulle gehad, Jesus het hulle gered en in hulle geleef deur sy Heilige Gees en dan sê hulle, lees dit gou hardop saam met my. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Wow! Wie van julle sien uit om eendag in die hemel hierdie man te ontmoet? Want ons weet nie eers wat sy naam is nie. Maar ons gaan hom vra, ons gaan vir hom sê, wat is jou naam? En dan sê hy vir ons sy naam en dan gaan ons sê, weet julle wat? Op 15 Maart 2026 was daar alweer gepreek oor jou. Alweer. En oor die wonderlike ding wat met jou gebeur het. Aangename kennis. So nou vra ek vir jou, as jy nie silwer of goud het om vir iemand te gee nie, wat het jy om te gee? Liefde. Wys vir my liefde, somme van daar af. Sy. Of, ons kan dit so wys. Liefde, sê iemand vir my, spel mens T-I-D. Jou tyd wat jy gee, om met na iemand te luister, om iemand te troos. So, ek en jy moet Jesus se liefde gee, soos wat Petrus en Johannes dit gegee het vir daai man. So ek wil vir julle 'n nuwe liedjie leer, ek wonder of julle hom ken. Dis 'n liedjie wat hierdie woorde, van wat ons nou net gelees het, vir ons mooi maak en dat ons dit kan sing. So hy gaan so, hier langs die pad sit 'n man, hy bedel want hy is verlam. As ek 'n verkeerde noot. Hier langs die pad sit 'n man, hy bedel want hy is verlam. Toe Johannes en Petrus by hom kom, sê Petrus vir hom, silwer en goud het ek nie. Van die pappas en mammas ken dit. Ja, okay, so kom ons staan almal, en kom ons staan en dan sing ons die liedjie, ons sal hom weer sing, sommer een van die dae, en dan kan jy hom beter leer ken. Die Here loof, dis almal reg, al die kinders en al die kinders met plooie op, is julle reg. En hy sing en hy spring en hy loof die Here, en hy sing en hy spring en hy loof die Here, in die naam van Jesus Christus, van Nasaret staan op en loop. Terwyl julle so staan, nee, kom mannetjie, Adidas, kom gee my jou hand, kom staan hier. En ek soek daai kant, kom vat my hand, en dan maak ons 'n kring, ons gaan nou bid. So al die kinders moet hande vat, en al die kinders met plooie, as jy naby iemand is, kom nog, ons maak 'n kringetjie, as familie mos bid, daar om die tafel, vat ons hande, want ons is familie. So ons gaan bid, en ek wil vra dat julle hardop hierdie bid. Ons gaan bid en almal hardop sê, baie dankie Jesus vir u liefde, help my om u liefde te gee en te wys vir almal. Is julle gereed? Almal saam. Baie dankie Jesus vir u liefde, help my om u liefde te gee en te wys vir almal. Amen. Julle kan beweeg na die kinderkerk, en pappas en mammas, julle kan julle sitplekke inneem,
En ons vra vir ons kollekteerspan dat hulle vir ons die kollektes, die offergawe sal opneem. Daar's mos nou verskillende terme vir dit. Party mense praat van hulle tiende, party mense praat van hulle almoese. Nee, ek speel. Party mense praat van dankoffers, tiende maand kollekte. En dankie Randy. Randy is aan diens hierso. En is 'n Tabo wat in diens is daar in die kuierarea. En vir julle daar by YouTube en sosiale media kan jy ook hier kyk na hierdie 3 moontlikhede wat SnapScan, debit order, maandelikse EFT of kontant. En ons het daarom nog so 3 weke voordat ons dank Sondag het aan die einde van die maand. Voor die diens toe debatteer ons of ons julle gaan laat staan vir die 2 vooraf sangliedere. Want iemand het baie besorg gesê dis weer warm. Dis weer so warm dat as die dominee te lank beplan om te preek, dat hy moet mooi dink daaroor, want hy mag dalk 'n floute wees of 2, maar ons het gedink, julle gaan min of meer vir die res van die diens nog net 1 keer staan nou, en dan eers weer heel aan die einde. Vat asseblief tog papiere en waai, en ek sien daar bo het hulle daarom ook daai waaier, Kobus, daar by jou, hulle het hom aangesit dat hy kan swaai. Dankie julle. En ek dink al 4 ons waaiers swaai ook. So, asseblief, as jy moet staan, of as jy moet sit, as jy moet lê, doen dit. Ons wil jou nie uitdra nie, asseblief. Maar toe sê hulle vir my, nee, maar jy gaan min mense wees. Ek sê, hoekom? Hulle sê, dit is die gemeentekamp. Ek sê, wel, daar's van ons wonderlike vriende daar, Ferdi en Helene is daar, en Cornie en Elise is daar, en Thomas, hulle is daar, en wie was daar nog? Mieke, hulle, en Gerris is daar. Maar die res is hierso, so ons is so bly julle is hier, maar ons het op Facebook ook van die foto's geplak van die gemeentekamp, en hopelik oor 'n week of 2 sal ons sommer 'n getuienis ook weer hê, soos verlede jaar, wat Johan Brouwer vertel het van die wonder wat hulle beleef het met visvangs. Ek wonder of daai wonderwerk 2 keer sal gebeur, maar ons sien uit. Vriende, dan het my gesê, dat die magnate van die wêreld, wat WhatsApp beheer, het hom so pas laat weet, dat ons moet nou betaal om WhatsApps te stuur vanoggend. So dit beteken, dat die meeste van julle, wat nou kyk daarbo op YouTube, het nie 'n WhatsApp gekry nie, en as jy by die huis kom, die staan het jy nie 'n WhatsApp nie. So, ek is baie jammer daaroor, ons gaan nou met hulle onderhandel. Maar so die WhatsApps het nie uitgegaan nie, maar as jy wil gaan soek, dit is op Facebook, vanoggend gepubliseer, en ons hoop om dit uit te stryk, want ons het 'n klomp goed wat ons vir jou moet stuur. Die een is die alleentyd, wat jy kan gebruik vir die hele week, dan is dit ook die leefgroep materiaal, wat nie net vir leefgroepe is nie, maar vir jou persoonlik ook, vir julle as gesin, individue of bybelstudiegroepe. Julle, en dan is ons vanoggend baie opgewonde, en Shirley het gesê, sy gaan my help uitdeel, want ons het 'n besondere werksessie gehad saam met die lering werkspan. Ons is 8 mense wat die beplanning gedoen het vir Sondag 29 Maart, Palm Sondag, jammer, regdeur vir 8 dae tot en met Opstandingssondag. En ons gaan dit vir jou hopelik vandag stuur, as ons dit nou reg kry op die WhatsApp, maar andersins sal ons dit ook op alle ander sosiale media sit. Maar hierdie is 'n 8 bladsye roetekaart van Palm Sondag tot Opstandingssondag. En wat ons vir jou wil gee en vra, dat jy en julle as gesin, hopelik is julle ver die Paasnaweek ergens op vakansie, dat julle dit daar kan hou. Ons gaan ook elke oggend, sal ons van Sondag, Palm Sondag, sal ons elke dag 'n WhatsApp stuur vir die gemeente, en elkeen van daai WhatsApps, elke dag, gaan vir jou ook 'n ekstra teksvers gee, en vir die kinders se aktiwiteit. So ons is so opgewonde, en so dankie vir die leringsspan, wat iets besonder saamgestel het, en ons het 49 van hulle so ver gedruk. So ons gaan PDF's vir almal stuur, 'n kleintjie, en dan is daar 'n grootte wat jy kan aflaai. Shirley, jy mag net gee vir mense wat sê ek soek een. Asseblief. Ja, want jy kan, hopelik sal jy dit self kan print,
aflaai op jou tablet, op jou laptop. As jy bome wil spaar, hoef jy nie, maar ons het gedink is die moeite werd om so 50. En as jy graag een wil hê, kan jy net vanoggend daardie diens sommer ook vir Gerda laat weet en sy gaan vir jou laat druk en in die week laat kom. Dit kos ons R5.85 om hierdie te maak en ons het gesê ons wil dit gee vir soveel as moontlik mense dat ons hierdie Paasweek van 2026 op 'n baie besondere manier gaan vier waar jy is. Die donderdag aand Paasete is vervang met 'n Paasete waar jy is. So lees asseblief daaroor en wees deel, al is jy in die Kaap of Australië oor Paasnaweek. Julle dan na die diens is die Spens dames met een of twee van die manne wat ook help, dink ek, daar in die kuierarea, kom geniet jou koffie, jou tee, jou saamwees, maar koop ook en maak jou spens vol. Dis R10 afslag op elke botteltjie, so kom kry na die diens. Julle, en dan is ons opgewonde oor die afskop op die 15de Mei, Vrydag aand, van die feesweek, wat gaan duur van die Vrydag tot die volgende Sondag. Dit gaan eindig met 'n spitbraai, die 24ste Mei, en dit begin die aand met Dana Snyman se toneelstuk, wat hy geskryf het, en wat opgevoer word as 'n alleenstuk deur Frank Opperman, en die naam is Reunie, en dit gaan oor 'n 40 jaar matriekreunie wat in 2020 moes gebeur het. 'n Fiktiewe ene. En wat uitgestel is na 2024 oor COVID. En so daarna het dit geskryf, en jy, veral ons wat nou my ouderdom is, bietjie ouer, dalk bietjie jonger, gaan al die karakters van die matriekgroep, 40 jaar later, die rykes en die rowwes en almal tussenin, gaan ons herken, en ons het sommer net opgewonde, omdat ons dink dit sal wonderlik wees, as ons, waar is my tegniese span wat die dominee kom help, asseblief julle. Dankie baie. Hierdie hitte. Ons sien so uit, en jy kan aanlyn bestel, of die kaartjies, of jy kan kom koop fisies ook by Gerda, en as jy al kaartjies gekoop het deur Quicket, kan jy met 'n bewys na Gerda toe kom vanoggend na die diens ook, en 'n spesifieke plek vir jou aandui. So jy kan nie aanlyn 'n spesifieke plek nie, maar jy kan as jy bring. Dis hy. Ek het nog eenetjie, Shirley, hierdie een wat nat is, soek jy hom? Dis die laaste ene. Dis die palmtakke met baie water. Dankie, waardeer. Ons sal na die tyd kan jy nog heelwat bestel. So vriende, ons sien uit, kry vir Gerda na die tyd in die kerkkantoor, en dan praat ons daaroor. En vriende, dan was daar van julle wat nogal ontsteld was, tydens die celebrate, jou gawes daar in die kerksaal, toe Jonita vir ons gesê het, dat hulle van strategie fokusarea, wat kyk na risiko's ook, dat hulle al klaar begin kyk het, maar wat gaan gebeur, omdat ons nou nie meer die Toerie Plaas, wat nou in die plek van die Tour de Fame is, kan aanbied nie, as gevolg van Back and Closeer. En nou is dit so wonderlik, dat Otter en 'n hele span het ingespring, en vir presies dieselfde datum, is daar nou 'n Karoo Bling, met wildsvleis sonder naaltjies, en die presiese daarvan sal ons ook in die week weer vir julle stuur, maar jy kan nou reeds kaartjies begin, tafels begin koop, en die winste gaan maak dat ons meer wild kan hê vir die vleismark. En soos julle weet, die wild word nie geraak deur die Back and Closeer nie, so ons is net opgewonde oor hoe die liggaam funksioneer, die oomblik toe ons half hierdie uitdaging ervaar, is daar onmiddellik die Gees van die Here, mense wat sê, maar kom ons doen weer 'n Karoo Bling. So kry asseblief kaartjies, praat met die kerkkantoor. En vriende, voordat ons dan induik vanoggend in Matteus, iemand het vanoggend vir my blomme gegee en gesê ek moet dit vir my vrou gee. Liefie, sê jy kom haal. Dankie Ronel. Sorry, nou weet julle ook hoe lyk die mooiste meisie in die gebou. Liefling, daar is van Ronel af. Dankie Ronel. Waardeer ongelooflik. Die mooiste blomme vir die mooiste blom. Ag, manne, vang tips. Hulle noem dit brownie points. Saam met die lief, is daar altyd ook die leed. Ons het die afgelope tyd afskeid geneem van Tannie Nelly van Greenen, 89, een van ons legendes. Amper sê een van daai pilare, menslike pilare van die gemeente. En nog een van ons legendes het die wenstreep behaal. Louise Fourie,
En vriende, dit was my so mooi, die boodskap van Okkie af, nadat sy natuurlik vir jare geveg het teen Parkinson se siekte. En ek gaan volgende week gaan ek nog daaroor praat in die erediens self. Maar Okkie wat sê, met hartseer laat weet ek dat Louise haar lewensmarathon vanoggend om 4:00, 13 Maart 2026 voltooi het. Sy staan nou trots op die podium van rus en vrede. Rus sag, Louise. Wat 'n ongelooflike woorde van 'n man wat hande klap vir sy vrou en sê, well done. Vriende, ons is rentmeesters. Ons is rentmeesters van die tyd wat gegee is aan ons. En mag dit wees tot in jou 90s en jou 100s, dat jy baie tyd het om die liefde van Jesus uit te dra. En ook dan as gemeente is dit wat ons wil wees. Ons wil rentmeesters wees van die gawes, geestelik, materieel, fisies, verhoudingsgewys, wat die Here in ons geïnvesteer het, om 'n verskil te maak, om waarlik kerk van Jesus te wees. Jy kan jouself nie kerk noem, as jy die dooie see is nie. Die lewende water van Jesus Christus moet vloei, moet in woestyne, palmtakke en blomme en fonteine laat opspring. Dis wie ons is en dis wie ons moet wees. En ek wil vir julle lees na aanleiding dan van die finansies ouens en dames, oikonomos, die Griekse woord wat beteken huishouding. Hulle boodskap 'n paar weke gelede, toe Stefan Lamprecht namens Oikonomos vir julle gesê het, alles wat ons het, wat ons kry, ons talente, ons gesinne, ons geld, alles behoort aan die Here. En ons kan net elke dag nederig dankie sê daarvoor. Niks wat ons besit ons eintlik nie. Dit behoort aan God en hy leen dit vir ons om mee te woeker vir hom. Ons is so geseënd om deel te wees van die Here se gemeente en die gemeenskap in Blanco. En ons probeer om soveel as moontlik te gee en om die gemeenskap te dien. Dit was Stefan se woorde namens die Oikonomos leierskap. En na aanleiding vanoggend wil ek beamoen wat Stefan gesê het. En vanoggend is 'n baie spesiale geleentheid, want ons kan vanoggend bekend maak dat die gemeenteraad op 24 Februarie die 2027 begroting goedgekeur het. En elke fokusarea, aanbidding, omgee, lering, diens, strategie, kommunikasie en Oikonomos het beplan en gebid en hulle geloofsbegroting voorgelê en dis eenparig goedgekeur. Met opgewondenheid en geloof dat die Here sal voorsien. En ons sal seën om 'n seëning te kan wees vir ander, vir mekaar, maar veral dan na buite, na die groter gemeenskap wat die liefde van Jesus prakties moet ervaar en sien deur Blanco gemeente. En ek wil vanoggend namens die leierskap van Blanco gemeente sê baie dankie vir julle elkeen, vir julle gawes, jou tyd, jou geld, jou vermoëns, jou talente, jou geestelike gawes, jou menswees, vir julle wat dit gee vir die opbou van Blanco gemeente, sodat Jesus se voetspore hier en in die groter gemeenskap gesien kan word. Dankie dat jy 'n instrument is in die Here se hand. En of jy nou 1 uur of 24 ure 'n week, of R100 of R10,000 'n maand, of watter geestelike gawe ook al het, die wat sigbaar is en die wat agter die skerms is. Jy wat dit gee, jou tyd, alles wat jy is. Ek wil vir jou bemoedig en sê die Here glimlag oor jou hartsgesindheid van dankbaarheid en diens. Ons is sy rentmeesters, want alles wat ons is en het hy gegee en geïnvesteer in jou tot voordeel van sy koninkryk. Mag die Vader, Seun en Heilige Gees, Blanco gemeente, daardie borrelende fontein maak, wat verkoking en lewe bring aan 'n woestynwêreld, land en gemeenskap. Hier in my hand het ek die goedgekeurde begroting, sommer mooi met verskillende kleure,
Party is rooi en party is swart en hier is die fokusareas. En ek wil jou uitnooi om te gesels met enige een van die leraars of gemeenteraadslede as jy meer detail wil hê hieroor. Ek het soveel vertroue in die leierskap wat tans deel is van die gemeenteraad, maar as jy meer wil weet en veral as jy detail wil hê oor oor hierdie geloofsbegroting om te kan bepaal waar jou spesifieke bydraes 'n verskil maak, is jy so ontsettend welkom. Daar is sommer maar net so prentjie, jy is nie suppose om te kan lees daar nie, maar van die fokusareas, Oikonomos is natuurlik nie daar nie, want hulle bestuur alles vir ons, en linksonder staan daar feesjaar. So daar's begroot dat daar groot fees gevier kan word. En ek wil vir julle nog net hierdie een sin sê, ons passie as gemeente en gemeenteraad om die groter gemeenskap te dien, beteken dat ons hierdie jaar in geloof, as die Here wil, die volle vleismark se wins wil gebruik vir die diensbegroting. As die Here ons seën, is dit ongeveer R440,000. En ek wil vir julle 'n pie chart net vinnig wys, weer eens te klein, maar om vir julle te sê waarvoor die uitreik diens, water wat uitvloei na buite. Natuurlik vloei water na binne ook en versorg ons mekaar. Is daar omgee na binne en soveel projekte en dinge, maar daai water wat uitvloei na buite en 'n verskil maak, sien ons in die diens se begroting. En daar's nou die pie chart, maar op die volgende ene gaan ek dit vir jou net lees van die minste persentasie gewys van die 440,000 tot die meeste. Die Agape George uitreik hospitaalprojek, Love Looks Like Something, ons nuutste betrokkenheid by JJ Watson te huis vir bejaardes, is hier amper by 3%, Morrison kinderhuis is amper by 8% van die begroting, Upwith Downs, ja, die skooltjie hier onder ook hier by 8%, dan die 2 crèches, Golden Valley en Blanco is in die rigting van 10%, die laerskool betrokkenheid, veral voorskool, die graad R-klasse en van die juffrouens en menere is ook byna hier by 16,5%. Een van ons groot voertuie waardeur ons werk, Badisa, wat regtig ons hande en voete is hier by 21%, en dan feitelik 30%. Dis Blanco gemeente se voedingsskema. En ek wil uit my hart uit sê dankie dat julle dit moontlik maak. Dat ons so 'n fenominale rivier van seëninge kan stort in die groter gemeenskap. En ek wil ook sê, iemand joke eendag en sê, ja, julle dominees werk mos op kommissie. Sê, wel, as dit waar was, ek jy my dalk meer gesien. Soos een ou eendag vir my baie jare terug in Middelburg gesê het, toe ek hom sien, en ek weet, hy's 'n besigheidsman, en ek gaan vir 'n huisbesoek, nie om geld te vra nie, maar ek maak 'n grap, ek sê vir hom, hoorie man, ek wil net vir jou sê, jy weet, ons dominees se salarisse werk op kommissie, nê? Hy sê, dominee, nou, hoekom sien ek jou nou eers? En ons lag, en ek verduidelik vir hom, nee, deur die genade van die Here, ons as personeel kry wat die synode bepaal. Deur die genade, nie 'n sent minder nie, nie 'n sent meer nie. Ons as personeel kry wat die synode sê, dit is wat regverdig is en goed is. So, hoe meer daar seëninge en water in hierdie dam van Blanco gemeente instort, hoe groter kan hierdie uitvloei wees en kan ons nog meer doen. Ek droom van die dag wat ons R1 miljoen 'n jaar kan investeer net na buite om 'n verskil te maak. Net tussen hakies Badisa van die nuwe Suid-Afrika af. Met die lotto geld en alles, het hulle bydraes van gewone mense soos ek en jy het amper met 90% geval. Hoekom? Want mense sê ag nee, hulle kry by die regering, hulle kry lotto geld. En meanwhile deur die jare gaan die lotto geld net al hoe minder en al hoe minder. En daarom dat ons sê ons wil meer doen. In Jesus se naam. Ek vra dat ons nou almal saam bid. En dan die Here vra om ons as gemeente, ons as families en gesinne, ons elkeen te seën. Liggaam, siel en gees. Sodat ons 'n seëning, 'n blessing kan wees vir mekaar
en vir hierdie gemeenskap waarin die Here ons in 2026-27 stuur. Kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, geheilig, groot, wonderlik is U naam. Hier is U kerk, blanko gemeente, met bedelаарshande en aanbiddinghande voor U. Dankie, dankie, dankie. Dankie dat U ons oorlaai met U seëninge, liggaam, siel en gees. Dankie vir verlossing, dankie vir roeping, dankie vir 'n toekoms hier en nou, eendag en vir ewig. Ons bring hierdie oikonomos, hierdie huisgesin van U in Blanco, George, Suid-Kaap, na U toe. Hier is ons Here, en ook dan met hierdie nuwe finansiële jaar. Seën en gebruik en bou U gemeente, en elke gemeentelid. Here, gee vir ons genoeg, sodat ons met oop hande kan uitdeel volgens U wil. In Jesus naam, en almal sê, Amen. Raak rustig asseblief na my baie woorde, haal diep asem, en luister saam met my, na die Engelse liedjieskrywer en sanger Adrian Snell, se komposisie van Matteus 5, die saligsprekinge. Kom ons luister. The poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see their God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Rejoice and be glad, for great is your reward.
in so 'n wêreld waarin ons leef, geseënd is die vredemakers. Ons bid vir die vredemakers. Ons bid dat die Here vredemakers sal oprig. Vandag is ons fokus na verlede week se begin om te sê Jesus is Immanuel, God met ons. Matteus wat begin en eindig met hierdie Immanuel vreugde. Ek is by julle. Vrede op aarde vir die mense in wie ek welbehae het. Vandag kyk ons om ons aan die begin van 'n finansiële jaar, aan 'n oorlog in die Midde-Ooste, petrol en dieselpryse wat opgaan, rentekoerse wat deur die paar jare van COVID af en op. En ek en jy, afhangende van of jy pensionaris is en of jy werk, laat die sweet spat nog. Kyk, wat sê die minister met die begroting? Ons is bly of hartseer as die rentekoerse opgaan of afgaan, afhangende van jou verband of van jou rente, met jou spaargeld nadat jy afgetree is. En so is daar soveel woelinge in terme van ekonomie, van die Griekse woord ekonomos, huishouding. En eintlik moet die ekonomie van die wêreld God se oikonomos wees. Met 'n 7de dag, 'n 7de jaar van rus, grond wat moet braak lê, die natuur wat moet rus kry, maar ons leef in 'n 24/7 money wêreld. Veral ons in die weste. Die bottom line is, wys my die state, wys my die bottom line. Geld, getalle, geboue. Wys dit vir my op die chart. Dis waaroor dit gaan. Maar dan, as ons na Jesus kyk en hoor die radikale woorde in Matteus, in die evangelies waar daar meer aanhalings is uit Jesus se mond oor geld, as oor die hemel en as oor geloof, dan moet ek en jy hoor, en ons moet dalk eers diep asemhaal, want dit wat Jesus sê oor jou, in aanhalingstekens geld, begin baie sleg, dat dit is toe nie joune nie, en dis nie myne nie, dis syne, en hier is sy prioriteite. So kom ons kyk na ekonomie, armoede, swaar kry, geld, dit wat die wêreld aan die gang hou, die markte, wat nooit stop nie. As die JSE hier by ons toemaak, wat is dit, 5 uur? Of kan mens nou aanlyn seker nog aangaan, ek weet nie. Dan soos die aardbol draai, begin dit aan die ander kant van die wêreld. Hou nooit op nie. Maar Jesus kom sê, as jy deur my bril kyk, gaan jy sien, dis nie geld wat die wêreld laat draai nie. Dis my liefde, en jy moet my ritme, van dag en van nag, en van 'n 7de dag rus, en van sabbatsjare, en van tot verhaal kom, in my, by die eintlike doel van jou lewe. Dis sy wens, vir my, vir jou, en vir Blanco gemeente. So ons kyk deur 'n Jesusbril na dinge soos ekonomiese nood, wat Jesus gesê het altyd met ons sal wees. Jesus het daarmee nie gesê dis oukei dat dit so is nie, maar hy het gesê, daar sal altyd armes wees waar jy sy hande en voete kan wees. Ons kyk nie deur 'n politieke bril, nie deur 'n ekonomiese bril vanoggend nie, maar deur Matteus se Jesusbril. En die 4 tekste wat jy op jou eie ook mooi kan gaan kyk by die huis in detail, want ek gaan maar net ligteliks daaraan raak, is Matteus 5 vers 3 wat sê gelukkig is die armes van gees. Matteus 14 vers 13 tot 21 waar Jesus die eerste maal, sê die tekste ook, 'n skare wat baie honger is voed. En dan net 'n hoofstuk later, hoofstuk 15, voed Jesus vir 'n tweede maal 'n skare, dalk baie van dieselfde, dalk baie ander mense. En dan sluit ons af met Matteus 19, die ryk jong man se verhaal. So hierdie Jesusbril begin met Matteus 5 vers 3 wat ons nou gehoor het in Adrian Snell se lied. Gelukkig is die armes van gees. Die 2020 vertaling, die nuutste een sê die armes van gees is gelukkig. Die ou vertaling sê salig of geseënd.
is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die boodskapvertaling sê, mense wat weet, hulle het God nodig, is gelukkige mense. Want God wat in die hemel is hulle koning. Nie Mammon, hulle slawedrywer nie, maar God self. Eugene Peterson's The Message said that you're blessed when you're at the end of your rope. With less of you, there is more of God and His rule. En gemeentelede, as ons vanoggend vir mekaar sê ekonomiese nood, dan as jy vanoggend hier is en jy het klere, jy het 'n beursie, jy het dalk selfs jou eie vervoer gehad om hier te kom, dan wil Jesus jou nie laat skuldig voel nie, hy wil jou laat dankbaar voel, dat jy geseënd is, dat jy deel is van, as jy statistieke wel na kyk, van mense in hierdie wêreld wat nie vanoggend honger opgestaan het en vanaand honger gaan slaap nie. Maar baie van ons sal sê, maar jy verstaan nie, jong. Jy verstaan nie, ek is 3 maande se pay weg van onderdeur. Wie van ons is nie dalk ook maar daar nie? Anders sal sê, jy verstaan nie, hulle praat van ons, sê nou maar in die top 10 van die wêreld, en ons kan sê, dankie Here. Maar jy kan maklik sê, maar ek is daarom nou nie deel van die 0,1% wat eintlik soveel persent van alles. Jy weet, so dominee, wees rustig met die dat jy dink ek is so ryk perspektief. En dis alles die waarheid. Dit is. Natuurlik eendag gaan ons elkeen voor die Here staan. En die eerste vraag gaan nie wees oor jou beursie nie, dit gaan wees oor jou siel. Dit gaan wees oor jou rede vir daar wees deur die bloed van Jesus Christus. Hy is die toegang. Hy, Christus Jesus, wat hy gedoen het vir jou. Jy hoef nie 'n kaartjie te koop nie, ten duurste nie. Jy gee jouself en verniet. Is jou plek bespreek. Dit het hom alles gekos. Alles. Ek en jy moet net oorgee en dankie sê. Maar vriende, as ons na mekaar kyk, ek en jy, as jy dalk sou stap vroeg aand en jy ruik die kos van die verskillende huise en jy wonder wat gaan daar binne aan, dan moet ons vir mekaar sê, daar's baie mense in Blanco, in George, wat geseënd lyk, ook finansiëel, maar wat eintlik 'n baie onsigbare angs beleef, stres beleef, oor die einde van die maand se payslip, oor die betaling van die huur of die verband, die skoolgelde, die elektrisiteit, noem maar op. En ons moet dit kan herken. Dat dit so baie maal in ons almal se lewens is dit dinge wat krap, wat jou wakker hou, wat jou laat voel jy klaar met 'n witbrood onder die arm, maar nog steeds, daar's soveel dinge wat die lewe moeilik maak. En daarom dat iemand daaroor gepraat het as 'n ander tipe nood en armoede, 'n stil nood waaroor nie gepraat word nie, wat baie mense beleef. Dinge is, soos hulle sê in Engels, is tight. En dan moet 'n mens baie maal begin sny. En waar sny jy? Ek weet nie. Sny jy by polisse? Ek dink nie dit is verantwoordelik nie. Sny jy by die skoolfonds? Ek dink nie dit is verantwoordelik nie. Maar jy probeer sny, die belt stywer vasmaak. Sny jy by Blanco gemeente? As jy met finansies moet sny, go for it. Paulus sê, nommer 1 moet jy kyk na jou eie familie. Moenie skuld aangaan by die bank en gaan leen om vir die Here se kerk te gee en hom dan te probeer armdraai en sê, Here, ek het nou gegee, nou moet u ongelukkig nou maar dat ek die knoppie kan druk, dat die masjien kan uitskop. Dis nie hoe dit werk nie. Daar's van julle wat sê, die lewensfase waarin ek is, selfs met skuldberading of wat dit ook al is, kan ek nie met 'n sent self, soos daai weduwee wat Jesus so beïndruk het, kan ek nie gee nie, maar raai wat? Die Here gee vir my tyd. Hy gee vir my vermoëns en ek wil soveel gee van myself en wat die Here vir my vra as moontlik. So dis die eerste, as jy die Jesus bril opsit,
dan sien jy ook raak om jou, dat die lewe is moeilik. En ons moet daar wees vir mekaar, om mekaar te kan help. En ons eerste prioriteit, sê Paulus, is ons gesin, ons familie. Geloofsfamilie, ja. Die tweede wat ek met julle wil deel is die woord in Matteus, in hierdie teksgedeeltes, wat Jesus se hart wys. Die feit dat hy kyk met sy hart na mense wat swaar kry. En dis 'n mooi Griekse woord, splagnizomai. Sê hom almal saam? Splagnizomai. My Griekse prof sal baie beïndruk wees, maar die res van julle hoef nie. Splag, 'n G wat 'n G is, splagnizomai. En dis die woord wat Matteus gebruik as hy ons wil wys hoe Jesus na nood en armoede kyk. En hy gebruik dit so spaarsamig, maar in die 2-3 gedeeltes van vanoggend gebruik hy dit. Van die vertaling sê, dis as jou ingewande draai van ontferming, van omgee. As jou binneste geraak word oor wat jy sien in terme van mense se nood. Maar dis meer as jammer voel, dis 'n emosie wat jou laat optree. En Jesus telkens, as hy splagnizomai, dan sien hy voel in sy binneste en dan doen hy. Hy sien die skare, Matteus 14, hy het hulle innig jammer en dan doen hy iets, hy genees 'n klomp van hulle, hy gee hulle kos. Matteus 15 dieselfde, sê hy vir die disippels, ek kry hierdie mense jammer, hulle is nou al 3 dae saam met my, hulle is honger, ek is bang as hulle terugstap huis toe, gaan van hulle flou val. En dan sê die disippels, maar wat moet ons doen? Dan vra Jesus, wat het julle? En dan vermeerder Jesus, hy voed hulle. Hy verwag van sy leiers, van sy kinders, om te kan sê, maar ek het nie baie nie, maar wat ek het, hier is dit, Here, en dan vat hy dit, en hy voed mense. Sy ontferming bly nie by 'n gevoel, wat ek en jy soms kry, as ons nou van die beelde sien in Iran, of in Gaza, of in die Oekraïne, jy voel iets, maar 'n uur later na aandete, het jy al vergeet daarvan. Jesus se splagnizomai word brood. Dit word iets fisies wat 'n verskil maak. Derdens, hierdie ekonomiese nood deur Jesus se oë werk so. Nommer 1, hy sien die nood. So vers 14 van hoofstuk 14 staan daar, Jesus klim uit die boot en hy het die groot skare gesien. Baie van ons is so besig en self so besig om water te trap, ons sien nie die nood om ons raak nie. Ons sien statistiek dalk, maar ons sien nie mense soos Jesus nie. Die ekonomie sien markte en syfers. Jesus sien mense en hy sien ma wat leeg is. Jesus sien nie net die nood nie, hy voel dit in sy liggaam. Ek kry hierdie mense jammer. Ek splagnizomai die mense. Dit is 'n ingewande maaggevoel. Jesus se binnegoed draai oor mense wat honger is. My Nuwe Testament prof van destyds beskryf dit so. Hy sê Jesus se liefde het 'n tekstuur. Dis nie 'n konsep nie, dis 'n ingewande ontferming. Hy beskryf dit so, hy sê dit staan lynreg teenoor die godsdienstiges van die tyd van Jesus se harde hartsiekte. En ek ken daai harde hartsiekte ongelukkig by tye in my eie hart. Natuurlik is daar iets soos reg en verkeerd, ja en nee. Natuurlik is daar grense. Ek wil nie gee vir iemand as dit hom nog verder in die afgrond van pikmisbruik gaan indompel nie. Dan eerder 'n brood of via badisa of die nagskuiling op 'n effektiewe manier. Ek wil nie deel wees van die probleem wat kinders op straat hou nie. Maar wat is die verskil tussen daai goeie redes en baie naby aan dit 'n harde hart? Dis 'n baie nou paadjie. Hierdie ekonomiese nood wat Jesus in sy dag gesien het, met die meerderheid van die wêreld van sy tyd, wat arm was.
Die mense is honger, hulle vra vir iets. Wat is sy disippels se harde hartreaksie? Stuur hulle weg. So teenoor dit sê Jesus, nee, gee julle vir hulle iets om te eet. So die disippels sien 'n logistiese probleem, statistieke, getalle. Jesus sien 'n geleentheid vir die koninkryk. En dan die laaste verhaal in Matteus, is dit hoofstuk 19. Ja. Wys vir ons 'n skokkende kontras tussen 'n ryk, jong, gelowige, godsdienstige man en Jesus se hart wat hy begeer het vir hierdie jong man, die ryk jong man. Vers 16 sê, en kyk, iemand het na Jesus gekom en gevra, Meester, watter goeie ding moet ek doen, sodat ek die ewige lewe kan verkry? Die jong man sê vir hom, in vers 20, as Jesus dan vir hom sê, maar hou die wet en die profete, die 10 gebooie, doen dit, wees goed vir die armes, en. En dan sê die jong man vir hom, maar dit alles het ek nagekom. Dink een van die tekste sê in ander evangelie, al van kleins af. So hier is 'n ryk jong man, hy's 'n goeie ou. Hy probeer die 10 gebooie nakom. Hy's godsdienstig. Dit alles kom ek na. Wat kom ek dan nou nog kort, vra hy vir Jesus. En Jesus sien sy hart en weet wat hy nodig het en sê vir hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee dit vir die armes en jy sal 'n skat in die hemele hê en jy, kom hier, volg my. Jesus sien in hierdie ou ongelooflike potensiaal, maar hy sien ook die grootste probleem in sy lewe. Hy het nie 'n splag gnies om my hart nie. Hy het 'n harde hart. Hy's godsdienstig. En Jesus wil hom een van sy disippels, van sy volgelinge maak. Maar toe die jong man egter hierdie antwoord hoor, het hy bedroef, hartseer weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Die probleem met die jong man was nie geld nie, was nie sy rykdom nie. Dit was dat hy 'n hart sonder splagnies om my gehad het. 'n innige jammer gesindheid, sagte hart. Die ryk jong man het aan sy kant, wil ek amper sê, gehad godsdiens, regmerke by van die 10 gebooie. Hy het moraliteit gehad, reg en verkeerd. Hy het geld gehad. Maar hy het nie 'n hart verander nie. En dis die tragiese ironie van hierdie verhaal. Die arm skare word gevoed, maar die ryk jong man gaan honger huis toe. Die hart van die evangelie, die goeie nuus van Jesus, is dat God self splagnies om my het. Hy het 'n omgee hart, sien ons in die gelykenis van die wonderlike volmaakte Vader. Lukas 15 vers 20. Die vader van die verlore seun wat hardloop na sy seun om hom te vergewe en om te oorlaai met alles wat nodig is. Die kruis van Jesus Christus, waar ons in hierdie lydenstyd nou stap na Paasweek, na goeie, verskriklike Vrydag en die wonderwerk van opstanding en nuwe lewe. Dit wys God se hart. Is 'n omgee, 'n innige liefhê hart vir 'n stikkende wêreld. Ek wil afsluit met Blanco gemeente op God se hart. Hierdie gemeente wat 75 jaar gelede gevorm is uit God se beplanning. Dit was nie net in 1951 'n klomp ouderlinge met swart manelpakke daar in die moedergemeente wat begin sê het ons wil blankonare word hier eenkant. Ons wil ook op ons eie kerk hê. Dis te ver daarna julle ons moeder toe nie. Dit was in God se beplanning dat hy mense gebruik, dat Blanco gemeente op 16 Mei 1951 gebore is. Uit ons wonderlike moeder. Met 'n plan, met 'n doel. Deel van die wonderlike verhaal wat ek gehoor het, toe ek hier aangekom het, is in die jaar 2000. Wat iets wonderliks gebeur het, toe die visie meer en meer soos Jesus gebore is vanuit Efesiërs 4.
Dat ons so volwasse soos Christus sal wees as gemeente, volmaak soos hy, 'n volgroeide liggaam wat sy hande en voete kan wees. En die Here het op 'n besondere manier destyds nog Ferdinand Heiman, weet ek, in die tyd van Dominee Dani en Cornie, daai tyd al, hierdie droom, hierdie visie gegee, meer en meer soos Jesus. En julle, die wonderlike is, dis van hierdie jaar 26 jaar sedert daardie gewaarwording, meer en meer soos Jesus. En ons vier 'n 3/4 eeu hierdie jaar. Maar julle al gaan tel, van hierdie jaar af, plus 25 tot hierdie gemeente gaan eeufees vier, hopelik nog groter feesjaar as hierdie jaar, is 25 jaar van nou, van 2051. Wie van ons gaan daar wees, hoop ons, in die geloof? As ek nog leef, ek sit dit hier op die video, laat hulle dit kan kyk, nooi vir daai dominee wat 83 jaar oud is, hopelik, dat hy kom en ook weet ek veel kom praat en preek. Ek is beskikbaar as die Here wil. Maar julle, 'n gestuurde familie, meer en meer soos Jesus. Dis wie ons is, wie ons moet wees. En hierdie begroting wat ons voor gebid het vanoggend, sê iets van daai hart van wie ons wil wees, dat ons via hierdie begroting, en hierdie begroting is net die gelddeel, julle. Daar's soveel meer, die tyd, die manne-ure, die vroue-ure, die gebede, die daar wees vir mense. Dit beteken die meeste wat die Here wil doen in hierdie volgende 12 maande, totdat ons weer gaan bid. Hierdie begroting, deur dit wil ons Jesus se hart sigbaar maak vir Blanco en George en verder. En ek sluit net af met die beeld van die Emmausgangers. As jy wonder, maar goed, hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek deel wees van dit wat God wil doen deur Blanco gemeente in hierdie gemeenskap? Net 2 dinge. Ons wil saam met mense gaan loop en ons wil saam met mense gaan eet. Want dis hoe jy by mense uitkom wat die evangelie nodig het. Dis die verhaal van die Emmausgangers wat saam met Jesus, eerder Jesus wat saam met hulle geloop het en wat brood gebreek het. En daarom ons uitreik sodat mense kan hoor van hierdie Jesus. Om meer te word soos hy. Hierdie evangelisasie begin nie by 'n mikrofoon, by 'n dominee nie. Dit begin aan 'n tafel waar mense eet, brood en wyn. Dit begin, ja, met finansies ook, maar veral om saam met mense te loop, om te eet saam met mense, om tyd te spandeer, om te bid, elkeen van hierdie diensprojekte, om nie net ons geld te gee nie, maar om daar te wees, om saam met mense te kan bid, saam met Immanuel hulle te kan bid vir elkeen van die seuns, en om dan te leef, Jesus se hart vir mense. Laaste vraag. Wie weet wat is hierdie man se naam? Ek sien 'n dokter, ek sien nog 'n dokter, die dokters moet weet. Lebowski. Dis in daai rigting, ek dink dit is 'n tipe Poolse van, ek praat onder korreksie, maar julle weet klaar, wat het gebeur op 3 Desember 1967? Chris Barnard het iets gedoen, waaroor hy kort daarna met die paus moes praat. Die paus het gesê, ons moet praat oor die ding. Chris Barnard, Suid-Afrika se goue seun, dokter, celebrity dokter, het 'n hart oorgeplant in Louis Washkansky se hart. Het dit sy lewe verander? Ja, en nou praat ek onder korreksie, ek weet nie hoe lank hy geleef het nie, maar wat 'n wonderwerk, en wat 'n wonderwerk tot vandag toe, met die tegnologie, dat die meeste hartoortplanting suksesvol is, en dat mense dikwels baie seisoene bykry. Maar vriende, dit is op God se agenda vir Blanco gemeente. Vir opnuut 'n hartoortplanting, die Jesus hart, die splagchniesomai hart, wat hy in ons, sy gemeente en sy volgelinge wil oorplant. En daarom dat ons bid, Here Jesus, mag u hart oorgeplant word in ons deur u Heilige Gees. En wanneer u hart in ons leef,
Here, dan leef ons vir U en ons glo in U. Ons kyk en sien mense anders om ons. Ons voel anders oor mense en ons doen iets vir ander. Mag die Here Jesus Christus blanko gemeente 'n gemeente maak met splagnies om my harte. Oë wat sien met 'n Jesusbril, harte wat diep en innig voel en lief hê en hande wat brood breek. Ek wil jou uitnooi met Verona Cronje se pragtige ingangsportaal skildery met Jesus se hande wat brood breek, dat jy jouself oorgee, jou totaliteit van mens wees, alles wat jy is, wat jy het, wat jy besit, om te sê, Here, dit alles gee ek oor aan U. Kom, gebruik my, verander my, en maak blanko gemeente 'n familie met 'n Jesus hart. Kom ons bid. Vader, Seun, Heilige Gees, U baie jong gemeente teenoor die 2000 plus jaar van U kerk, U wêreldwye kerk. Ons staan met aanbiddingshande en oorgawehande en bedelaarshande voor U en sê, neem ons lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. Laat ons as gemeente se omgee harte gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem blanko gemeente se stemme en laat ons sing, laat ons aan U hulde bring. Laat ons monde U goeie nuus boodskap bring, sodat hulle wat U nog nie ken nie, U sal vind. En Here, dan ook neem ons goud en ons silwer, Here. Niks noem ons eie meer. Al ons kennis, al ons verstand, ons geestelike gawes, kom stel ons in hierdie oggend in U Vaderhand. Amen. Kom ons staan. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die krag, die troos en die omgee hart van die Heilige Gees jou deel wees, kind van God. Amen.
En ons sê hardop die uitgaan woorde, ons vier dankbaar fees waar ons is wanneer ons daar is.